Ek is oortuig daarvan dat Pinkster na die geboorte van Jesus, die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart, die belangrikste ding is in ons lewens. Want dit is wanneer die Heilige Gees uitgestort is onder God se disippels en waar daai hele ding begin het van ons het toegang tot die Heilige Gees. Dit is waar alles vir ons begin het. Handelinge 2 vers 1 tot 4 beskryf dit. Hy sê, en toe die dag van Pinksterfees vervul is, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waarin hulle gesit het. Nou, die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is op aarde, soos wat Jesus beloof het, en so ver as wat dit kom uit Joël, het dit ook al profeteer. In Joël 2 vers 28 lees ons, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns, julle dogters sal profeteer, en julle ou mense sal drome droom, en gesigte sien. Met ander woorde, die Heilige Gees bring vir ons insig in die toekoms, dit bring vir ons insig na God se hart toe. Dit bevestig dat God nie meer ver van ons af is nie, maar dat sy Gees nou in ons woon. Dit bring vir ons hoop vir elke dag en die besef dat ons nooit alleen is nie, want God self is saam met jou, want die Heilige Gees is binne jou, en die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid. Handelinge 1 vers 8 lees ons waar Jesus vir hulle sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Met ander woorde, daai dag toe die Heilige Gees uitgestort word, het ons die krag ontvang. En omdat ons die krag ontvang het, gaan daar dinge in ons lewe wees wat vir ons 'n getuienis gaan maak, en wat dit duidelik gaan maak dat Jesus in ons lewens is. God gee nie net sy teenwoordigheid nie, maar hy gee ons ook krag. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En daai krag is daar sodat ons kan leef, sodat ons kan getuig, sodat ons kan volhard, sodat ons kan vergewe en sodat ons lief kan hê. Dit bring 'n nuwe vuur in ons harte en ons moet toelaat dat die Heilige Gees heers in ons lewens. In Handelinge 2 vers 6 sien ons dat, en toe hierdie geluid kom het die menigte saamgedrong en was verward, want elkeen het hulle in sy eie taal hoor praat. Dit het dit moontlik gemaak sodat die wêreld, elke nasie, elke taal, ook hierdie boodskap van Jesus kan ontvang. Pinkster bring die boodskap van Jesus tot alle nasies, en dit bevestig dat daar hoop is vir die wêreld. Niemand is uitgesluit nie. God se Gees oorbrug kultuurverskille, taalverskille, meningsverskille, grense en kulture. En dit is 'n hoop tot die vernuwing van ons harte. Want Esegiel 36, 26 en 27 sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal my gees in julle binneste gee. God verander nie net ons optrede nie, maar hy verander ons binnekant, ons manier van dink. Die Heilige Gees maak ons sagter, leer ons gehoorsaamheid en bring ware vernuwing in ons gedagtes. En al hierdie dinge ontvang ons deur die Heilige Gees. Baie van hierdie dinge wat die ou profete getuig het, waar hulle gesê het, julle sal 'n nuwe gees ontvang, julle ou mense sal gesigte sien. Al hierdie verskillende al hierdie verskillende profesieë dui op die koms van die Heilige Gees. Baie mense konnekteer dit baie keer met die eindtyd, maar dit is eintlik gekonnekteer met die bedeling waarin ons vandag leef. Die bedeling waarin ons ten volle toegang tot God het deur Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en dat die Heilige Gees uitgestort is op aarde sodat ons 'n permanente koneksie met ons hemelse Vader kan hê. En daarom moet ons werklik
tot bekering kom, werklik na Jesus begin roep, sodat hy ons kan vernuwe van die binnekant af deur die Heilige Gees wat in ons woon, sodat ons in daai krag kan leef, sodat ons in daai vernuwing kan leef, en sodat ons in sy liefde kan leef. Want dit gee vir ons 'n lewende getuienis. Romeine 5 vers 5 sê, want die liefde van God is uitgestort in ons harte deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die wêreld sien Jesus deur hoe ek en jy leef, deur die liefde wat uit ons hart uitkom. Deur die Gees leef ons anders, ons leef met hoop, ons leef met liefde en ons leef met vrede. Ons dra die lig van Pinkster oral saam met ons. En as jy werklik die lig van die Heilige Gees in jou harte het, is daar net plek vir liefde, vir vertroue, vir hoop, vir 'n goeie toekoms. Daar is nie plek vir haat nie. Daar is nie plek om mense te beskinder nie. Daar is nie plek om net aan jouself te dink nie, want die Heilige Gees moet jou lewe so oorheers, dat jy altyd die goeie kan uitdra, dat jy God se lig ook oor ander mense sien skyn. En dit het niks met, nou loop jy mense en oordeel te doen nie. Dit loop met, nou het jy mense lief en deur God se liefde wat uit jou uitkom, verander jy mense se harte en se perspektief van God. Laat die Heilige Gees toe om absoluut jou gedagtes oor te neem. Want Pinkster is definitief 'n historiese gebeurtenis gewees, 'n baie belangrike een wat ons toegang gee tot God, een wat die Heilige Gees toelaat om in ons liggame en in ons gedagtes te leef. Maar dit is nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Dit is ook 'n lewende werklikheid. Ons hoop is gefestig in die Gees van God wat in ons woon. Sy teenwoordigheid gee moed. Sy krag dra ons. Sy liefde maak ons nuwe mense. Laat die vlam van Pinkster in jou hart brand, want dit is 'n lewende werklikheid in ons lewens. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons kom vra vir U om Pinkster in ons harte te vestig en om ons werklik te help om Pinkster uit te leef, sodat die wêreld U deur ons kan sien en sodat die wêreld kan sien hoe die Heilige Gees mense 100% verander, hoe die Heilige Gees ons hart van liefde en omgee gee. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Onthou asseblief om hierdie video te like en om te subscribe na hierdie kanaal. Jou ondersteuning word waardeer. God bless.